Geliefdes, die woord van God is baie duidelik, dat gelowiges uiters verdraagsaam moet wees met broers en susters wat oor sekere sake van ons verskil. Hier dink mens nou byvoorbeeld aan dinge soos watter dae vir gelowiges belangrik is en watter kossoorte vir Christene dan nou geoorloof sou wees om te eet of nie. En in hierdie konteks skryf Paulus daar in Romeine 14 vers 1, aanvaar die een wat in die geloof swak is, sonder om met hom te stry as sy opvatting van joune verskil. Maar dit bring ons dan nou by 'n ander vraag. Hoe moet ons omgaan met dwaalleraars? Dwaalleraars wat doelbewus die evangelie verdraai. Wat byvoorbeeld die basiese feite oor Jesus, soos sy historiese liggaamlike opstanding ontken. Wat die basiese skepingsordes van God, soos die huwelik, ongedaan wil maak. Dis natuurlik 'n heel ander storie. En as ons oor hierdie saak praat, moet ons ook kennis neem van 'n baie belangrike onderskeid. Ons houding en optrede teenoor wrede wolwe wat die kudde van Jesus bedreig. En aan die ander kant teenoor die kudde self wat afdwaal, is twee heel verskillende sake. Ja, selfs met die Here Jesus se skape wat ernstig dwaal, moet ons baie geduld hê om hulle weer met liefde en vermaaning nader te trek. Ons sien byvoorbeeld in die brief aan die Galasiërs, hoe Paulus moeite doen met sulke mense, wat besig was om te dwaal. Hy skryf daar in Galasiërs 4, my kinders, ek ervaar weer geboortepyne oor julle, totdat Christus in julle gestalte kry. Ek wens ek was nou by julle, en kon met 'n ander stemtoon met julle praat, want ek is raad op met julle. Hier kom ons agter die passie in Paulus se hart, dat hierdie mense wat verward geraak het, as gevolg van die lering van die dwaalleraars, weer terug moet kom op die suiwer pad, en dat Jesus as ware weer sigbaar in hulle lewens moes word. Maar wat sê Paulus van die dwaalleraar self? Luister net, ek wens diegene wat julle so opstandig maak, wil hulle self volledig laat ontman. Hy sinspeel natuurlik hier op die besnydenis, en hy sê hierdie ouens wat julle weer wil laat besny, hulle moet hulle self sommer heeltemal kastreer. Ons kry ook iets hiervan in die brief aan die Filippense. Daar was ook dwaalleraars wat weer die besnydenis op mense wil afdwing, en Paulus noem hierdie dwaalleraars honde. Ja, jy het reg gehoor, honde. Ons lees daar in Filippense 3 vers 2, waak teen die honde, waak teen die kwaadstokers, waak teen die afsnyding. Weereens, geen tyd en geen simpatie met die dwaalleraars nie. Hy gebruik eerder 'n gruisame woordspeling om hulle te ontmasker. Mens sien ook dat Paulus baie keer nie gehuiwer het om dwaalleraars by die naam te noem nie. Paulus verwys in die 2 Timoteusbrief eksplisiet na die dwaling en goddelose praatjies van Hymeneus en Philetus, wie se woorde soos 'n kanker versprei het. Hy noem hulle dwaling rakende die opstandingsleer, en dan meld hy, sodoende gooi hulle sommige se geloof omver. Die 83 vertaling
het dit miskien nog sterker en duideliker gestel. Paulus skryf, hy sê, maar die onheilige en sinlose praatjies moet jy vermy, want die wat dit versprei, sal nog verder in goddeloosheid verval, en hulle woorde sal voortvreet soos kanker. Onder hulle is daar Hymeneus en Philetus, wat van die waarheid afgedwaal het, deur te sê dat die opstanding alreeds plaasgevind het. Daarmee vernietig hulle die geloof van sommige. Dis die punt wat ons goed moet verstaan, geliefdes. Dwaallering kan geloof vernietig. Ons moet dus mense waarsku teen dwaalleraars. Om dit nou konkreet te stel, teen die vals teoloë van die teologiese fakulteite en hulle progressiewe en woke teologie. Maar daar is natuurlik baie ander dwaalleraars ook. Ons moet mense waarsku teen die dwalinge van die Israelvisie, teen die dwalinge van die voorspoedsevangelie, en noem maar op. Dwalinge is sielsvernietigend gevaarlik. Nou soms hoor mens die argument, ag man, moenie julle soveel ontstel oor dwaalleraars en valse teologie en die dinge wat by die kerkvergaderings gebeur het nie. Onthou net, Christus hou self sy kerk in stand. En dis natuurlik waar. Gelukkig is dit waar. Jesus Christus self bewaar sy kerk. Hy het immers beloof dat die poorte van die doderyk die kerk nie sal oorweldig nie. Maar hoe doen hy dit? Hoe bewaar hy sy kerk? Jy sien, Jesus doen sy werk op aarde juis deur mense. Hy gebruik geesvervulde en woordgetroue mense om as herders op te tree en sy kosbare kudde op te pas. Ware herders wat aan die groot herder Jesus gehoorsaam wil wees en wat regtig omgee vir sy kudde, mag dus nie uit vrees of misplaaste ordentlikheid stil bly oor die gevaar van vals leraars en hulle leringe nie. Ons mag nie stil bly nie, ons moet dit aanspreek, en dit maak nou nie saak of die skuldiges hierdie dwaalprofete se titel dominee of professor is nie. Natuurlik moet ons altyd pas op om in die slaggat van eensydigheid of negativiteit te val. Daarmee bedoel ek dat mens nou maar altyd en gedurig net waarsku en vermaan en dwalinge uitwys. Nee, natuurlik moet ons dit vir mekaar altyd sê, ons hooftaak is en bly om positief die blye boodskap, die evangelie van God se reddende genade vir sondaars te verkondig. Inderdaad, moet ons beide doen. Ja, ons moet die evangelie verkondig, maar ons moet ook waarsku teen hulle wat juis die evangelie skade aandoen. Calvin het hierdie balans so treffend gestel in sy kommentaar op Titus 1 vers 9. Nou in Titus skryf Paulus hier oor die verantwoordelikheid wat die ouderling het. En dan skryf hy sê hy moet vashou aan die betroubare woord waarin hy onderrig is. Dan sal hy in staat wees om ander met die gesonde leer aan te moedig en die argumente van teenstanders te weerlê. En dan verduidelik Calvin dit so. Hy sê 'n herder het twee stemme nodig. Een
om die skape bymekaar te maak en die ander om die wolwe en diewe weg te dryf. Die skrifte voorsien aan hom beide middele. En hy wat hierin reg onderrig is, sal bevoeg wees om hulle te regeer wat leerbaar is en ook om die vyande van die waarheid te weerlê. So kom ons word nou prakties. Dwaalinge en dwaalleraars sal daar altyd wees. Hoe moet ons hulle hanteer? Hoe moet ons optree? Wel, een van die gevaarlikste dwaalings van destyds, en trouwens van vandag ook, is om die liggaamlike opstanding van Jesus te ontken. En dis ook so die liggaamlike opstanding van God se kinders in heerlikheid eendag te bevraagteken. Nou Paulus skryf breedvoerig hieroor in die bekende 1 Korintiërs hoofstuk 15. En Paulus moedig Christene aan om heeltemal weg te bly van hierdie misleidende geselskap en hierdie tipe praatjies onder die invloed van die dwaalleraars. Hy haal dan 'n frase aan uit die werk van die Griekse skrywer Menander om sy punt te maak, daar in 1 Korintiërs 15 vers 33. Laat julle nie mislei nie. Slegte geselskap bederf goeie sedes. Onthou dit. Slegte geselskap bederf goeie sedes. Slegte woorde en praatjies het op die ou end 'n negatiewe invloed op ons gedrag. Die punt is duidelik, moenie na dwaalleraars luister nie. Moet jouself nie aan hulle propaganda blootstel nie. Moenie hulle teenwoordigheid in julle vergaderings langer duld nie. Bly heeltemal weg van hulle, want hulle invloed is misleidend en verderflik. Pas op na wie jy kyk en luister. Dit gaan jou aantas, mislei en besoedel. Dit kan jou geloof laat skibreuk lei. Net 'n slotopmerking, as dit dan nou nog nie duidelik is nie, kom ons sê dit eksplisiet. Ons kan nie meer saamwerk met die teologiese fakulteite van die Universiteit van Pretoria, Bloemfontein en Stellenbosch nie. Ook nie die Huguenote College nie. Hierdie is neste van dwaling en broeiplekke van giftige teologiese onheil. Bly weg van hulle bose invloed. Here, bewaar ons van dwaling, ja, elkeen van ons, en ook dwaalleraars. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.